Welkom by Boekwurm. Elke storie het 'n stem. Sit terug en geniet die verhaal. Die gelofte en die slag van Bloedrivier, 1838, geskryf deur Gys Jansen van Rensburg. Die dagboekaantekeninge van Susanna Malan. Susanna Malan, 'n 19-jarige boeremeisie op die Groot Trek in die Lae aan die Nkomerivier. 16 Desember 1838, Nkomerivier, Natal. Die wind waai saggies vanaand, maar dit bring geen verligting nie. My hande bewe nog as ek hierdie woorde skryf en die reuk van kruit en bloed hang steeds in die lug. Ek is Susanna Malan, dogter van David en Hester Malan, en ek is saam met ons trekgeselskap onder Andries Pretorius. Ons is al maande op pad, weg uit die Kaapkolonie, weg van die Britte se juk, op soek na 'n nuwe begin. Maar vandag, hier aan die Nkomerivier, het ek iets gesien wat my vir altyd sal bybly. Ek skryf dit neer sodat ek nooit vergeet nie, en sodat my kinders eendag sal weet. Die afgelope dae was vol spanning. Verkenners het teruggekom met nuus van Dingaan se Zulu-impies, duisende krygers sterk, wat ons wil keer om verder te trek na 'n land. Ons het geweet 'n geveg kom. Gisteraand toe die son sak en die veld stil word, het ons in die laar bymekaar gekom. Die waans was reeds in 'n kring getrek, vasgemaak met kettinge en doringtakke om 'n skans te vorm. Dit was asof die hele laar sy asem ophou. Toe het Sarel se leers, 'n man met 'n stem soos donder, ons almal laat stil bly. Broers en susters, ons staan voor 'n groot toets. Die Zulus is op pad en ons is min. Maar as ons op die Here vertrou, sal hy ons lei. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n Sabbat tot sy eer sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. So het ons toe beloof dat, as God ons lewens spaar in die geveg wat kom, ons hierdie dag altyd sal heilig hou. Ons sou 'n kerk bou tot sy eer en vir ons kinders vertel van sy genade. Ek het langs my ma gestaan, my hand in haar, en saam met die ander het ons gebid. My pa David het sy hoed afgehaal, sy oë toe, en ek kon sien hoe sy lippe beweeg in stille gebed. Dit was asof die gelofte ons almal saamgebind het, soos die kettinge om die waans. Toe die oggend breek, was die lug grys en die veld was stil. Te stil. Ek en ma het water aangedra en die ros gehelp laai. My boetie, Piet, net 12 jaar oud, het kruit rondgedra, sy gesiggie bleek maar vasberade. Die Zulus het gekom. Ek het nog nooit iets soos dit gesien nie. Hulle was soos 'n swart golf oor die veld, duisende sterk met spiese en skilde wat blink in die oggendlig. Hulle het gesing, 'n diep dreunende lied wat die grond laat trill het. My hart het in my keel geklop, maar ek kon nie wegkyk nie. Andries Pretorius het tussen die waans rondgeloop, sy stem kalm, maar ferm. Hou die linie, skiet laag! Het hy beveel. Die eerste skote het geknal en die lug het dik geword met rook. Die Zulus het in golwe gekom, probeer om die laar te breek, maar ons waans het gestaan soos 'n rots. Ek het by 'n opening gestaan, kruit aangedra, en een keer het ek in die oë van 'n Zulu-kryger gekyk, so naby dat ek sy sweet kon ruik. Sy gesig was vol woede, maar ook moed. Dit het my laat wonder, wat dryf hom om so te veg vir sy land, net soos ons veg vir ons nie. Die geveg het ure geduur, my ore het gesing van die geweervuur en my hande was swart van die kruit. Anna, my jonger suster, het gehuil en aan ma se rok vasgeklou, maar ma het net gesê, bid Susanna, bid.
Ek het gebid, maar my oë was vasgenaal op die veld. Die Zulus het dapper geveg, maar ons gewere was te veel. Hulle het begin val en die rivier langs ons laar het rooi gekleur van die bloed. Daarom noem die mans dit nou bloedrivier. Hulle sê meer as 3000 Zulus is dood. Ons het nie een man verloor nie, nie een nie. Dit voel soos die Here se hand was oor ons, soos ons in die gelofte gevra het. Toe die laaste Zulus terugtrek, was die veld stil, behalwe vir die krene van die gewondes. Ons het bymekaar gekom, moeg en bewerig en weer gebid. Sarel se leers het die gelofte herhaal, sy stem hees maar sterk. Ons sal hierdie dag heilig hou en ons kinders sal weet wat die Here vir ons gedoen het. My pa het my styf vasgedruk en ma het trane in haar oë gehad. Ons was dankbaar, maar niemand het gejuig nie. Die gesig van daardie veld, vol liggame, was te swaar. Vanaand sit ek hier onder die sterre en dink aan die gelofte. Dit voel asof ons 'n belofte gemaak het, wat groter is as onsself. Pa sê, ons moet nou verder trek, na die Ngaanse kraal da Umukundlovu, om te wys dat ons nie sal opgee nie. Maar ek wonder, sal hierdie land ooit vrede ken? Ek kyk na die hemel en bid dat die gelofte ons sal lei, maar my hart is vol gemengde gevoelens, dankbaarheid, maar ook hartseer vir al die bloed wat vandag gevloei het. Dankie dat jy saamgeluister het. Wat beteken hierdie storie vir jou? Deel dit in die kommentaar, subscribe vir meer verhale wat ons geskiedenis beklemtoon of net om lekker saam te luister. Kyk gerus uit vir die volgende geskiedkundige verhaal. Help my om ons erfenis lewendig te hou.